Fosforsuur is 'n voorbeeld van 'n suur wat in 3 stappe kan ioniseer, soos hieronder getoon. Die Ka-waarde neem af vanaf stap 1 tot en met stap 3. Nou net 2 dinge rakende fosforsuur. Eerstens, fosforsuur is nie 'n sterk suur nie. Ons het 3 sterk sure waarvan ons kennis neem en hulle almal begin met 'n S. Swaalsuur, soutsuur, salpetersuur, sterk sure. Fosforsuur nie 'n sterk suur nie. Verder weet ons ook omdat daar 3 protone vrygestel gaan word, is fosforsuur 'n triprotiese suur. Watter een is die sterkste suur? H2PO4- of HPO4 2-. Gee 'n rede vir die antwoord deur na die data te verwys. Ons kyk na ons Ka-waarde. Nou die Ka-waarde sê vir ons tot hoe mate die suur gaan ioniseer. Hoe hoër die Ka-waarde, hoe hoër die orde van ionisasie en met ander woorde, hoe sterker die suur. So as ons na al 3 moet kyk, sal fosforsuur die sterkste wees. Maar let daarop, al is dit die sterkste van hierdie 3, is dit steeds 'n swak suur. Nou, die sterker een van die 2 sal met ander woorde H2PO4- wees. Jy kan dit ook so verstaan. Dit is makliker vir 'n proton om 'n ioon te verlaat met 'n lading van 1- as om 'n ioon te verlaat met 'n lading van 2-. Skryf die formule vir die gekonjugeerde basis van H2PO4- neer. So, gekonjugeerde basis beteken H2PO4- tree as 'n suur op. En as dit as 'n suur optree, dan gaan dit 'n waterstof-ioon verloor. En wat bly dan oor? HPO4 2- as gekonjugeerde basis. Net so sal water optree as 'n basis en gevolglik 'n proton ontvang. Die gekonjugeerde suur van water is dus die hidronium-ioon. Identifiseer 'n stof wat as 'n amfoliet optree. 'n Amfoliet is 'n stof wat beide as 'n suur of 'n basis optree. Dis 'n definisie wat jy moet ken. So in hierdie geval gaan dit H2PO4- wees of HPO4 2-. En hoe identifiseer jy die amfoliet? Hier sien jy, die H2PO4 is aan die regterkant en hier is dit 'n basis, hier is hy aan die linkerkant, dit tree op soos 'n suur. Net so, basis aan die regterkant, suur aan die linkerkant. Nou, water kan oor die algemeen ook as 'n amfoliet optree, maar in hierdie spesifieke reaksies tree water slegs as 'n basis op. Natriumwaterstofosfaat word in water opgelos. Sal die gevolglike oplossing suur of basies wees? Ons het hier natuurlik te doen met die hidrolise van soutte om hierdie vraag te kan beantwoord. Natriumwaterstofosfaat is 'n sout wat afkomstig is van 'n sterk basis, natriumhidroksied, en 'n swak suur, fosforsuur. So hierdie sout is die produk van 'n sterk basis en 'n swak suur. So die gevolglike oplossing sal basies wees. Die pH sal bo 7 wees. Skryf 'n gebalanseerde vergelyking om jou vorige antwoord te verduidelik. Nou, die natrium kom van natriumhidroksied. Daardie natriumione gaan nie hidrolise ondergaan nie, want natriumhidroksied is 'n sterk basis. Die HPO4 2- gaan wel hidrolise ondergaan. Onthou, jy moet die definisie ken van hidrolise, dis 'n reaksie met water. So die HPO4 2- ioon ondergaan hidrolise. Dit reageer met water en dit gee vir ons H2PO4- en die hidroksied-ioon.
Nou let daarop dat ons gebruik maak van die omkeerbare pyltjie in hierdie geval, want ons het te doen met 'n swak suur wat nie volledig gaan ioniseer nie. Bariumhidroksied los op in water volgens hierdie gebalanseerde vergelyking. Oplossing van 100 kubieke sentimeter word berei deur 'n onbekende hoeveelheid bariumhidroksied by 25 grade Celsius op te los. Ons maak dus 'n oplossing van bariumhidroksied, maar ons weet nie hoeveel van die bariumhidroksied opgelos is nie. 25 kubieke sentimeter van hierdie bariumhidroksied oplossing word in 'n fles met 15 kubieke sentimeter van 'n 0,2 mol per kubieke desimeter soutsuur oplossing gereageer volgens hierdie gebalanseerde vergelyking. Die finale pH van die oplossing is 12,62 by 25 grade Celsius. Daar is dus 'n oormaat bariumhidroksied in hierdie geval. Ons begin dus met 'n 100 kubieke sentimeter bariumhidroksied oplossing. Ons vat dan 25 kubieke sentimeter van hierdie oplossing en voeg dit in 'n fles. Hierby voeg ons dan 15 kubieke sentimeter van 'n 0,2 mol per kubieke desimeter soutsuur oplossing. Die finale pH in die fles is 12,62. Ons gaan twee dinge nou moet bereken. Eerstens, die finale konsentrasie hidroksiedione in die fles. Tweedens, die aantal mol bariumhidroksied wat gebruik is om die 100 kubieke sentimeter oplossing te berei. Vir 4 punte, bereken die finale konsentrasie van die hidroksiedione in die fles. Op jou formuleblad begin jy met hierdie vergelyking. Kom ons vervang in, die pH is 12,62 en dit is gelyk aan minus die log van die waterstofione. Nou ek vat langpad dat jy duidelik kan sien hoe mense dit wiskundig doen. Ons deel met 'n -1 beide kante, so minus 12,62 is gelyk aan die log van die waterstofione. En nou om van die log ontslae te raak, gaan ons bloot en ons sê die waterstofioon konsentrasie is 10 tot die mag minus 12,62. Op jou formuleblad kry jy hierdie vergelyking, so ons kan bloot daardie waarde daarin vervang, so dan sien ons dat die hidroksiedion konsentrasie gaan gelyk wees aan 10 tot die mag minus 14 gedeel deur 10 tot die mag minus 12,62. En dit gee vir ons 10 tot die mag minus 1,38. En dan gaan jy dit nou net mooi uitskryf. Dit is 0,042 mol per kubieke desimeter. Volgende vraag. Bereken die aantal mol bariumhidroksied wat gebruik is om die 100 kubieke sentimeter oplossing te berei. Ons het die konsentrasie van die soutsuuroplossing en ons het die volume wat bygevoeg word. So ons kan die aantal mol bereken. N is gelyk aan CV, die konsentrasie is 0,2 en die volume is 15 gedeel deur 1000 want dit is kubieke desimeter, so dis 0,015 en dit gee vir ons 0,003 mol soutsuur wat ons by die fles bygevoeg het. So, 'n deel van die bariumhidroksied wat ons tot die fles bygevoeg het, het gereageer met die soutsuur en is geneutraliseer. So dis een komponent van die bariumhidroksied. Die ander komponent was in oormaat en dit het gelei tot die hidroksiedkonsentrasie wat ons kry
aan die einde. Nou kom ons kyk gou-gou. Hierdie bariumhidroksied, uit die aard van die saak, elke mol bariumhidroksied gee vir jou 1 mol barium 2+ ione plus 2 mol hidroksied-ione. So die molverhouding van hidroksied tot soutsuur is 2:2, oftewel 1:1. Nou ons sien hierso, ons het 0,003 mol soutsuur bygevoeg. Ons weet dit is volledig geneutraliseer. Met ander woorde, ons weet as 'n minimum is daar 0,003 mol bariumhidroksied bygevoeg, maar ons moet nou bepaal hoeveel is addisioneel bygevoeg sodat ons aan die einde gesit het met 'n konsentrasie hidroksied-ione van 0,42 mol per kubieke desimeter. Die volume in die fles gaan natuurlik die 25 kubieke sentimeter wees van die bariumhidroksied plus die 15 kubieke sentimeter van die soutsuur. Ons maak die aanname dat die volumes konstant bly. So die totale volume gaan 0,04 kubieke desimeter wees. So ons het nou die volume van die vloeistof, ons het ook die konsentrasie van die hidroksied-ione in daardie vloeistof, so ons kan nou gaan en die aantal mol hidroksied-ione gaan bereken. Dit is C mol V, die konsentrasie is 0,42 en die volume is 0,04. Dit gee dan vir ons 0,00168 mol hidroksied-ione wat ons dan nou aan die einde oor het. So die totale aantal mol hidroksied-ione wat oorgedra is na die fles is die 0,003 mol wat geneutraliseer is, as ook die 0,00168 mol wat in oormaat is. Ons tel dit bymekaar, ons kry daai 0,00468 mol. Maar kyk gou mooi. Vir elke mol bariumhidroksied is daar 1 barium-ioon en 2 hidroksied-ione. Met ander woorde, ons moet daai 0,00468 mol deel deur 2 om te bepaal hoeveel mol bariumhidroksied is daar oorgedra na die fles. En as ons dit dan deel deur 2, dan kry ons 0,00234 mol bariumhidroksied wat oorgedra is na die fles. Maar kyk gou-gou. Ons moet dit maal met 4, want die oorspronklike volume was 100 kubieke sentimeter en hier is slegs 25 kubieke sentimeter oorgedra. So ons gaan daardie vat en ons gaan dit vermenigvuldig met 4 en dit gee dan vir ons die aantal mol bariumhidroksied gaan gelyk wees aan 0,00936 mol.